Welkom by vandag se in-diepte verkenning. Vandag neem ons jou na 'n deel van Tokio wat jy dalk nie op die hooftoeristeroete sal kry nie, die Tsunamachi area in Kotowyk. Vergeet vir 'n oomblik die helder ligte van Shibuya. Hier gaan ons op soek na iets anders. Presies. En ons bronne vandag, historiese artikels, reisblogs wat juis hierdie verborge plekkies opsoek, selfs transkripsies van gidse wat daar straattoere gee. Hulle skets nogal 'n prentjie van 'n beerd met ongelooflike karakter. Dis die soort plek waar jy die stad se verlede amper nog gaan aanvoel. Ja, en dis ons missie vir jou vandag, om daardie stories en versteekte skatte bietjie uit te grawe. Ons wil jou, kom ons sê 'n blitskursus gee in 'n stukkie Tokio wat nog eg voel, waar die geskiedenis nie net in museums is nie, maar wel op straat leef. En dis heeltemal reg. Jy kry hier 'n fascinerende kontras tussen die oue en die nuwe. Dit voel soms asof jy regtig in 'n ander era instap, veral in sekere dele. So, kom ons kyk wat hierdie stukkie sanderige grond ons kan vertel. Goed, so waar begin so 'n verhaal? Blykbaar by die grond self, né? Lank voor daar enige strate of winkels was, iets van sandbanke en 'n rivierdelta. Absoluut. Kyk, duisende jare terug, na 'n prehistoriese tydperk van hoër seevlakke, hulle noem dit die Yomon-see-oortreding, het riviere soos die ou Tonagawa enorme hoeveelhede sand en sluk hier afgeset. Sommige hier in Tokio Bay. Dit het letterlik nuwe land gevorm, waar daar voorheen net water was. So ja, Tsunamachi is gebore uit die water. En toe kom die mense. Een naam duik prominent op in die bronne, Tsunamura Shinzamon. Wie was die ou en wat was sy rol presies? Shinzaemon was 'n regte pionier. Na die katastrofiese Meiretjie brand in 1657, wat groot dele van Edo, ou Tokio, verwoes het, het hy, oorspronklik van Echizen provinsie, die potensiaal gesien in hierdie laagliggende, moerasagtige gebied. Dit was toe bekend as Horokujima. Hy het die reuse taak aangepak om dit droog te lê en te omskep in vrugbare ryslande. Nogal 'n onderneming. En sy naam het vasgesteek. Eers Tsunamura Shinden, Shinzaemons nuwe ryslande, klink dit my, en later verkort na Tsunamachi, wat letterlik sanddorp beteken. Dis nogal veelzeggend. Baie. Dit vang die oorsprong vas, maar dit wys ook op 'n kerneienskap van die area. Dis ongelooflik laagliggend. Weens hierdie landaanwinning is Tsunamachi, wat bekend staan as 'n 0-meter area, party plekke is naby of selfs onder die gemiddelde seevlak. Dit onderstreep hoe monumentaal Shinzaemon se werk was, maar ook hoe kwesbaar die gebied nog altyd vir water was en steeds is. Is daar nie elders waar jy dit fisies kan sien nie? Iets van 'n paal waar die watervlakke aandui? Jep, presies. In Minamisuna Drichome is daar 'n spesiale paal. Dit wys hoe hoog die seevlak histories was en hoeveel die grond oor tyd gesak het. Dis nogal 'n skreiende visuele herinnering aan hoe laag hierdie landskap lê. Jy staan daar en besef, wow, jy is eintlik op grond wat uit die see geëis is, en dit veg steeds teen die water. En die name wat mens vandag nog op die kaart sien, Kitasuna, Noordsuna, Minamisuna, Suidsuna, Higashitsuna, Oostsuna en Shinsuna, Nuwe Suna, is almal direkte ekko's van daardie oorspronklike Tsunamura Shinden. Die geskiedenis is sommer in die adres ingebou. Wat ook belangrik is om te verstaan, is dat Shinzaemon se werk hier nie net 'n lokale projek was nie. Hy was betrokke by ander groot landaanwinningsskemas, soos Uchikawa Shinden in Yokosuka. Dit was deel van 'n breër Edo-regeringsstrategie, om meer kos te produseer vir die groeiende hoofstad en om die stad beter teen vloede te beskerm. Sy werk het dus 'n impak gehad wat veel wyer gestrek het as net hierdie buurt. Hy het letterlik help bou aan die fondament van die moderne Tokio. OK. Van die fondament van die land na die hartklop van die gemeenskap. Kom ons spring na die plek wat blykbaar die siel van Tsunamachi is. Die Tsunamachi Ginza Shotengai, die winkelstraat. Die naam Ginza laat mens dadelik dink aan daai super chic winkelgebied in sentraal Tokio. Hoe op aarde het hierdie straatjie daardie naam gekry? Wel, dis pure onverskrokke ambisie.
In 1932, dis nou die jaar Showa 7, het die plaaslike winkeliers besluit om hul straat Tsunamachi Ginza te doop. Hulle het groot gedroom, hulle wou met die bekendste, mees glansryke winkelstraat in die hele Japan kompeteer. Dis nogal iets vir 'n klein buurtwinkelstraatjie. Groot drome, inderdaad. Maar daardie drome het 'n geweldige knou gekry, né? Die bronne praat van verwoesting tydens die Tweede Wêreldoorlog. Ja, die Tokyo lugaanvalle van 1945 het Tsunamachi swaar getref. En hierdie klein winkelstraat wat toe maar, kom ons sê so wat 30 winkeltjies gehad het, is feitelik platgevee. Dis moeilik om jou voor te stel hoe hulle moes voel, maar en dis 'n kragtige tema hier. Die veerkragtigheid is merkwaardig. Na die oorlog het die gemeenskap maar net die moue opgerol. Teen 1963 was daar weer sowat 180 winkels. Die fokus het verskuif na die noodsaaklikhede, bekostigbare vars kos, groente, vleis, vis, wat dit die kombuis van die buurt gemaak het. En hoe voel dit vandag as jy daar instap? Die beskrywings praat van 'n Showa retro gevoel, soos om terug te stap na die 1950s of 60s. Dis presies dit. Die straat is omtrent 670 meter lank en dis nie blink of modern nie, glad nie. Dis volgepak met klein winkeltjies, baie nog deur dieselfde families bestuur vir geslagte. Die atmosfeer is lewendig, 'n bietjie chaoties dank, maar ongelooflik verwelkomend. Jy voel dadelik die energie. En die kos, dit klink soos 'n paradys vir tabutaki, daardie heerlike konsep van eet terwyl jy stap. Die bronne word byna poëties oor die sozai, die tuisgemaakte disse, yakitori, shumai, tempura. En wat is hierdie asari korokke waarvan almal praat? Mosselkrokette. Dit klink nogal uniek. O, hulle is legendaries. Die winkel Asariya maak hierdie romerige krokette propvol vars mossels. Maar dis net die punt van die ysberg, hoor. Die hele straat is 'n aanval op die sintuie, op die beste manier moontlik. Geure van gebraaide hoender, soet boontjie pasta, vars gebakke brood. Dis ideaal om hier en daar 'n klein happie te koop en sommer so op die staan te eet. Die atmosfeer klink ook besonders. Een bron sê dit voel soos home, nie away nie. En die interaksie met die Maibutsu Obachan, die bekende omas of tannies in die winkels. Dis 'n tipe gemeenskapsgevoel wat jy selde meer in 'n reuse stad soos Tokyo kry. Daardie Obachan, met al jare se ondervinding en stories, is dikwels die hart en siel van die winkeltjies. Hulle is die straat. En dan is daar hierdie Bakane Ichi, die superwinskoopmark op die 10de van elke maand. Dit klink wild. Ja, die naam beteken letterlik iets soos domprysmark. Pryse word glo belaglik laag gesny op daardie dag. Dis 'n reuse trekpleister vir plaaslike inwoners. Klink na my soort mark, maar ek verbeel my dis absolute chaos op daardie dag. Ek dink jy kan maar sê dis baie besig, maar dis deel van die ervaring. Wat interessant is dat die straat nie reg langs 'n treinstasie is nie. Jy moet 'n entjie stap vanaf Minami Tsunamachi stasie. Wat seker bydra tot sy gevoel van 'n versteekte juweel. Beslis. Dit beteken die mense wat jy daar kry, is meestal plaaslike inwoners of mense wat doelbewus soontoe gekom het. Dis nie 'n plek waaroor jy sommer net per ongeluk struikel nie. En tog, ten spyte van groot moderne winkelsentrums soos Sanamo wat naby is, floreer hierdie ou straat steeds. Die geheim, blyk dit, lê in daardie persoonlike diens, die unieke kos, die gemeenskapsgevoel en daardie onmiskenbare atmosfeer wat jy nêrens anders kry nie. Dit het 'n siel. Daardie lewendigheid van die mark wys die pols van vandag se Tsunamachi, maar die area se siel lê ook dieper, né? In plekke wat stiller stories vertel. Een so 'n plek wat in die bronne genoem word, is die Inshokuji-tempel. Dit het blykbaar 'n paar interessante inwoners. Ja, dis 'n fascinerende kombinasie van figure wat daar begrawe lê. Eerstens, Yotsuguruma Daihachi, 'n sumo-stoeier uit die Edo-periode. Hy was nie een van die heel grootstes nie, maar hy het onverwagse roem verwerf deur sy betrokkenheid by die Mikumi no Kenka-voorval in 1805. Dis 'n berugte en wyd gepubliseerde bakkeleiery tussen brandbestryders en sumo-stoeiers. Dis die soort drama wat die Edo-era se populêre kultuur aangegryp het. So,
'n stukkie Edo-skandaal en roem. En die ander persoon, Matsumoto Kyoshiro, klink nou al heel ander karakter. Inderdaad, hy verteenwoordig die krag van innovasie. Matsumoto Kyoshiro was 'n baanbreker boer, bekend as die vader van Sokusei Saiba hier. Dink daaraan as 'n vroeë soort kweekhuis-tegnologie of gedwonge verbouing. Reeds in die 1660 half jaar, net na Shinzayemon die land drooggelê het, kon hy buite seisoen groente soos eiervrug en komkommers kweek. Hierdie eerste oeste, die Hatsumono, was hoog aangeskryf. Hy kon dit selfs aan die shogun lewer, 'n reuse eer. Dis nogal 'n kragtige kombinasie by een tempel. Die fisiese krag en openbare drama van die stoor en dan die stille maar deurslaggewende krag van landbou-innovasie. Dit bou voort op Shinzayemon se werk. Dit wys die diversiteit van die mense wat die area gevorm het. Absoluut. En as ons praat van oorlewing en geskiedenis, dan is daar die voormalige Oishi-familiewoning. Dit staan nou in die Sendai Horikawa Park. Dis veel meer as net 'n ou huis. Ja, die bronne sê dis die oudste bestaande privaatwoning, of minka, uit die Edo-periode in Kotowyk. Maar die ware storie is sy oorlewing, né? Hoe dit alles deurstaan het. Dis amper 'n wonderwerk. Hierdie eenvoudige houtstruktuur het 'n reeks reuse rampe oorleef wat groot dele van Tokio vernietig het. Die groot Anzai-aardbewing van 1855, 'n Taisho-era tsunami, die verwoestende Kanto-aardbewing van 1923 en selfs die intense Tokio-lugaanvalle in 1945. Dit het bly staan. Dit laat mens wonder, was dit pure geluk of was daar iets aan die konstruksie? Al was dit nederig, wat dit laat staande bly het, terwyl alles rondom vergaan het. Dis 'n ongelooflike simbool van veerkragtigheid. En jy kan dit vandag gaan sien. Ja, dit is versigtig uitmekaar gehaal, na die park verskuif en pragtige restaurasie. Toegang is gratis. Dit gee jou 'n tasbare gevoel vir hoe gewone mense in die Edo-tyd geleef het. Maar die ware aha-oomblik het gekom tydens die restaurasie. Ja, wat het hulle gevind? Wel, tydens die demontasie het hulle honderde ou amulette, omamori en gebedsplakate of fuda ontdek. Dit was oor baie geslagte heen in die dakbalke en plafon weggesteek. Dit wys dat die Oishi-familie diep betrokke was by plaaslike Koei-di, daardie godsdienstige of sosiale groepe, wat dikwels rondom pelgrimstogte of spesifieke gode gevorm het. Sjoe. So die huis self was amper 'n soort lewende argief van hul hoop, vrese en geloof. Letterlik lae van gebede wat in die struktuur ingeweef is. Presies. Wat hierdie ontdekking ons werklik leer, is dat vir die mense van Edo-era Sanamachi, 'n huis veel meer was as net skuiling. Dit was 'n lewende heiligdom, 'n bewaarplek van hul spirituele lewe oor geslagte heen. Dit is miskien die onsigbare fondament van hul veerkragtigheid. Daar diep gemeenskaplike geloof. Dit verbind die fisiese gebou met die wêreld van geloof en gemeenskap, wat so noodsaaklik was. Dis fascinerend. Van een plek van aanbidding na 'n ander. Die Tomigaoka Hachimangu Shrine. Dit klink ook na 'n plek met baie lae geskiedenis. Ja, is 'n baie ou shrine. In die Edo-tyd was dit beroemd vir sy kersiebloeisels langs die toegangspad. So mooi dat die bekende kunstenaar Hiroshi Gedit in sy reeks 100 beroemde uitsigte van Edo verewig het. En daar is ook iets besonders op die terrein self, 'n miniatuurberg Fuji. Korrek, die Tsunamachi Fujizuka. Dit is 'n historiese replika van berg Fuji, gebou deur plaaslike Fujiku-groepe. Vir mense wat nie die regte heilige berg kon klim nie, het die beklimming van hierdie Fujizuka 'n soortgelyke geestelike betekenis gehad. Dis 'n wonderlike stuk tasbare volkskultuur wat jou vertel van die mense se aspirasies en geloofspraktyke. Maar daar is nog 'n interessante geloofslaag hier, iets wat glo ongewoon is vir Tokio. Ja, die teenwoordigheid van 2 Deva Sanzan gedenkstene. Die Deva Sanzan is 3 heilige berge in Noord-Japan, bekend vir hul unieke bergvereringstradisies. Om tekens hiervan hier in Tokio te kry, een steen uit 1819, 'n ander uit 1934, is nogal spesiaal.
Dit wys hoe verskillende, selfs onverwagte spirituele strome hier in Cinemachi saamgevloei het oor die eeue. Dis nie net een storie nie, dis 'n tapestry. En net om die prentjie te voltooi, daar is ook oorblyfsels van meer onlangse industriële geskiedenis, soos die terrein van 'n kanongietery. Ja, kortliks daar is 'n monument wat herinner aan die plek waar die magtige Shoshu-stam in die laat-Edo-periode kanonne gegiet het. Dit wys weer 'n ander faset, die tyd van militêre modernisering en politieke omwenteling net voor die Meiji-restaurasie. Terwyl ons praat van hoe die verlede in die hede voortleef van die Oishi-huis wat behoue gebly het, na ou tradisies, daar is 'n moderne versteekte skat wat ook genoem word, 'n badhuis, die Bunkayu. Ja, dis 'n pragtige voorbeeld van hoe tradisie aangepas kan word. Die Bunkayu is 'n sentaal, 'n openbare badhuis, oorspronklik uit 1957. Maar dit is al 4 keer opgeknap. Dit meng daardie tradisionele badhuisgevoel met moderne gerewe en 'n baie stylvolle ontwerp. Wat maak dit uitstaan, behalwe dat dit mooi is? Wel, dit het 'n paar lekker ekstras. Daar is 'n rottenboerhou, 'n buitelagbad, wat altyd 'n bederf is. En, meer ongewoon, 'n kanzanboerhou, 'n koelsuurbad. Hulle los hoë konsentrasie CO2 in die water op, wat glo wondere verrig vir bloedsomloop. Dis 'n heerlike manier om die plaaslike kultuur te ervaar en te ontspan na 'n dag se verkenning van al daardie geskiedenis. 'n Moderne juweel wat steeds die gemeenskapsgevoel van die ou badhuise behou. So daar het jy dit, ons blitsverkenning van Tsunamachi. Van die waagmoed van Tsunamura Shinzaemon wat land uit water geskep het, tot die ongelooflike veerkragtigheid van die Tsunamachi Ginza-winkeliers wat telkens uit die as herrys het. En die tasbare geskiedenis wat jy kan aanvoel, die Oishi-huis, wat ramp na ramp oorleef het, gevul met die stille gebede van geslagte, die tempels en sryne met al unieke laag van stories, die sumo-stoeier, die innovatiewe boer, selfs sy verrassende Diowa Sanzan-verbindnis. Dit bied regtig 'n ander blik op Tokio. Minder glans, meer grondvlak-egtheid. Dis 'n plek waar die stories in die strate, die geboue, die kos en veral in die mense self lê. Ja, wat my bly fascineer is hierdie kontras, 'n area wat fisies so kwesbaar is, laagliggend, met 'n geskiedenis van rampe, maar wat tog so 'n kragtige gemeenskapsgees en veerkragtigheid toon. Hoe kry plekke so Tsunamachi, Ginza dit reg om te floreer, selfs met die moderne wêreld wat aan hul deur klop? Miskien lê die antwoord juis in daardie stories, daardie menslike koneksies, daardie hardnekkige weiering om al unieke karakterprys te gee. Dis iets vir jou om oor na te dink. Wat maak 'n plek werklik sterk? Is dit die fisiese fondamente? Of is dit daai onsigbare bande van geskiedenis, gemeenskap en gedeelde hoop, wat selfs die diepste waters kan weerstaan?